Goeiedag graad 11 en welkom by online les 21. Ons is amper klaar met die online lesse, want een van die dae sit jy voor my in die klas. Ek's baie opgewonde daaroor, maar tot ek jou dan weer hier kry. Ons gaan begin met 'n nuwe hoofstuk hier in die volgende paar lesse en dit gaan alles gaan oor voorraadstelsels. Ons het nou al aan die begin van die jaar bietjie gekyk na hoe die handelsvoorraadrekening lyk, want toe het ons dan nou nog periodieke deurlopende handelsvoorraadstelsel gebruik. Maar nou gaan ons kyk na die twee verskillende soorte stelsels. Ons sal weer deurlopende voorraadstelsels hersien, maar ons gaan dan ook nou kyk na die periodieke voorraadstelsel. So dis ons twee voorraadstelsels. Die deurlopende een ken jy nou al reeds en dit is waar daar rekords op 'n deurlopende basis gehou word deur die hele finansiële jaar. Ons het dan ook 'n gewone handelsvoorraadrekening, ons het 'n koste van verkope rekening en ons kan baie maklik uit ons algemene grootboek uit sien dat die verkope rekening minus koste van verkope is hoe ek dan my bruto wins gaan bereken. Maar periodieke voorraadstelsel is dan nou ons ander manier van voorraadhouding. En dit is wanneer, soos wat die woord sê, wanneer ons dit na 'n bepaalde tyd gaan doen, na 'n periode. So ons gaan dit periodiek of na 'n periode die voorraadstelsels of die voorraad dan bereken. Nou hierdie is belangrik dat daar dan 'n voorraadopname, fisiese voorraadopname gedoen moet word. So dis een van die goed. Ja, daar kan by deurlopend ook 'n voorraadopname gedoen word om aan die einde van die jaar te bepaal is daar 'n voorraadwins of 'n voorraadverlies of 'n surplus of 'n tekort gewees. Maar hier is 'n voorraadopname baie belangrik met ons periodieke voorraadstelsel. Ons gaan ook nie net 'n gewone handelsvoorraadrekening hê nie. Ons gaan ook kyk na byvoorbeeld aankope in plaas van 'n baie eenvoudige koste van verkope rekening. So inderware kom daar 'n ekstra stap by. Ons gaan nie net gewone koste van verkope as 'n rekening hê nie. Ons gaan 'n sommetjie moet doen en ons gaan dit in 'n rekeningformaat ook doen om koste van verkope dan te bereken. So hierdie is vir my 'n baie belangrike berekening om te onthou dat ons gaan begin met ons voorraad aan die begin van die jaar. Ons gaan aankope bytel en dan ook enige ander uitgawes rakende hierdie aankope soos vraggeld, douane en invoerbelasting. En dan gaan ons die voorraad aan die einde van die jaar aftrek en dit is dan die bedrag wat koste van verkope is. So ons sit 'n ekstra stap by sodat ons kan sê verkope minus koste van verkope en daardie minus koste van verkope word deur hierdie ekstra stap dan eers bepaal voordat ek by bruto wins dan kan uitkom. Die grootboekrekeninge hiervan lyk ook 'n bietjie anders en kom ons gaan gou daarna kyk. Goed, so ons het steeds 'n handelsvoorraad, maar dit is bloot net om die saldo van een jaar na 'n volgende jaar toe te kan oordra, sodat dit in die balansstaat kan bly. So ons begin in ons handelsvoorraadrekening met die saldo van beginvoorraad. Hierdie beginvoorraad moet dan nou gevat word, die bloue daar, moet ons dan nou gebruik, openingsvoorraad, en dit moet na ons openingsvoorraad of beginvoorraad toe gaan. Hierdie openingsvoorraad word dan ook na die handelsrekening toegeneem. Hierdie is 'n interim rekeningkie, ons rekeninge wat so half tussenin gebeur. Hulle vra dit nie normaalweg in die eksamen nie, maar dit is hoe dit dan daar sal kom. So ons vat ons handelsvoorraad saldo aan die begin. Dit word geneem na openingsvoorraad. Nou het ons dit by die openingsvoorraad en dan kan ek dit na my handelsrekening toeneem. Dan gaan ons in ons handelsrekening verkope hê. Ons gaan die beginvoorraad plus die aankope, die vraggeld op aankope, douane en invoer belastings. Dan gaan ek met 'n fisiese voorraadopname my sluitingsvoorraad kan inskryf. En dit is dan nou verkope minus koste van verkope. So dit gee dan vir my bruto wins wat na die wins en verliesrekening toe kan gaan. My sluitingsvoorraad, soos wat ek nou gesê het, na die fisiese voorraadopname word dan hier ingeskryf en sluitingsvoorraad gaan dan terug na handelsvoorraad daarbo as die voorraad wat voorhande is aan die einde van die jaar, 31 Desember.
Dit sal dan ook die voorraad wees waarmee ek dan die volgende jaar sal begin. So baie inskrywingkies om ons beginsaldo van voorraad in my openingsvoorraad te kry. Openingsvoorraad word handelsrekening toegevat. Dan moet my verkope ook daarin kom, aankope en ander uitgawes rakende aankope. My fisiese voorraadopname is my sluitingsvoorraad, dit gaan soontoe, en sluitingsvoorraad word afgesluit dan weer terug na handelsvoorraad, en dit is hoe ek dan die saldo van handelsvoorraad vir die volgende jaar gaan kry. Op die ou einde gaan ons hierdie rekening ook afsluit, en hierdie bedrag wat ek moet bereken, onthou hier is nie 'n saldo of iets nie, ek bereken hierdie X bedrag, dit wat nog uitstaande is, dit is my bruto wins, wat ek dan kan vat na wins en verlies. Jy gaan vir my in hierdie res van hierdie periode die aantekeninge hiervan maak, en dan is daar een huiswerkoefeningkie om te oefen, aktiwiteit 3 op bladsy 355, en ek stuur vir jou die memo op die WhatsApp groepie. Tot ek weer met jou gesels, bly in jou huis, bly warm en bly veilig, en totsiens.